en welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. As deel van ons bydrae tot Vroue Maand, fokus ons later op vroue wat 'n verskil maak in ons samelewing en wat nie hoef terug te staan vir mans nie. Maar eers Fokus berig dikwels oor grond, mense wat dit wil hê, ander wat dit het en dit nie wil prysgee nie, en dan die verhale van vrugbare, hoogs produktiewe grond wat nie reg bestuur word nie. Regisseur Karen Dorwiel en kameraman Byron Taylor het pas die Zoar omgewing in die Klein Karoo besoek. Hulle berig ook oor grond, maar dis 'n grondstorie met 'n kinkel. Die Zoar gemeenskap beweer die plaas Amalienstein behoort aan hulle. Die Weskaapse regering sê egter Amalienstein behoort aan die staat. So dringend is die kwessie om die ware eienaarskap van die grond te bepaal dat beide die openbare beskermer en 'n prokureursfirma van dese maand met ondersoeke begin. Hier's die storie. Hier in Kannieland groei 'n bitter alwynboom met bitter jare agter die rug. Sy verlede sit in kringe dor om sy lyf. Die digter Hendrik Januarie kon net sowel die storie van die plaas Amalienstein voorlees. Grond waarna lank verlang is, maar wat nou vir baie Kannalanders wrang in die hart bring. In 1986 het die destydse Suid-Afrikaanse regering die plaas Amalienstein van sowat 7500 hektaar tussen Calitzdorp en Ladysmith gekoop. Die plaas moes werk verskaf aan die bruin gemeenskap van Zoar. Met die verkryging van waterregte kon water ook aan inwoners verskaf word. Die Huis van Verteenwoordigers het in 1992 die organisasie Lanok gevra om die plaas te bestuur. Lanok was 'n organisasie wat gestig is deur die Huis van Verteenwoordigers in 1992 wat verantwoordelik was vir die ontwikkeling van die kleurlinggebiede in die hele Suid-Afrika. Toe met die nuwe bestel in 1994 is die organisasie toe net 'n Weskaap organisasie gemaak en toe die naamverandering plaasgevind van Lanok na Casidra. Waar daar nou net onkruid groei en ou besproeiingstoerusting staan, het volop pruime, sultanas, perskes en pere gegroei. Martine Standaard het sowat 10 jaar lank vir Casidra op Amalienstein gewerk en sy herinneringe van die vroeë jare is goed. As ons Vrydag kom op by die koöperasie, die Smith koöperasie kom met ons vrug, dan is die 2 vragmotors vol pallette en die 2 bakkies. Dan vra hulle of ons mal is om op 'n Vrydagmiddag so aan te gaan met vrugte. So ons was trots op ons plaas. In 1994 het oordrag van Amalienstein aan die Zoar Oorgangsraad plaasgevind, met die doel om dit uiteindelik aan die Zoar Gemeenskapstrust oor te dra, wat volgens die huidige voorsitter van die trust wel gebeur het. Hendrik Januarie en 'n voormalige voorsitter meen die titelakte in hulle besit bewys dit. Amalienstein is oorgelaat aan die trust wat toe die plaas oorgeplaas is in 1994, toe is die trust ook die Zoar Gemeenskapstrust op die been gebring en is geregistreer by die kantoor van die meester van die Hooggeregshof. Casidra en die Weskaapse Departement van Landbou, aan wie Casidra verslag doen, noem Amalienstein egter 'n regeringsplaas, waarvan die gemeenskap van Zoar nie die eienaars is nie. Daar was 'n klousule in die oordragdokumente wat bepaal het dat indien hierdie plaas nie binne 6 maande oorgedra word na die gemeenskap trust nie, dan val die grond terug na die staat toe. Nou daai transaksie kon toe nie plaasvind nie, want die oomblik toe dit by die plaaslike oorgangsraad is daar hereregte betaalbaar gewees op die oordrag na 'n privaat instelling wat die trust dan op daai stadium is. En as my geheue reg onthou was dit ongeveer R300 000 wat betaalbaar was op daai stadium en daai geld was nêrens beskikbaar om vir daai koste te betaal nie. So het eienaarskap van die plaas teruggeval na die Weskaapse regering. Die gemeenskapstrust hou egter vol dat die dokumente in sy besit nie lieg nie en dat 'n bylaag van 1998 in die titelakte 'n hele klompie voorwaardes tersyde stel waar volgens die Zoar gemeenskap die plaas kon verbeur. Daardie opskortende voorwaardes is toe uit ons akte uit verwyder. So dit het uitgeval uit ons akte uit
En dit is nie die grond wat teruggeval het na die staat toe nie. Dit kan nie so gebeur nie. En dan moet die staat ook 'n titelakte hê dat dit nou weer hulle eiendom is. Hulle besit nie so ietsie. Oor die fynere regspunte wil Casidra hom nie uitlaat nie. Op versoek van die Kongres van Eerste Inheemse Leiers van Suid-Afrika, oftewel Konfulsa, het die Wes-Kaapse minister van Landbou 'n regsfirma aangestel om die dispuut te ondersoek. Die openbare beskermer het skriftelik aan Fokus bevestig dat hy ook van dese maand met 'n ondersoek begin na 'n klagte van die Zoar Gemeenskapstrust. Intussen kla die Gemeenskapstrust dat die kontrak van Lanok en nou Casidra om Amalienstein te bestuur herhaaldelik verleng word sonder raadpleging. Die trust is ook uiters ontevrede met hoe die plaas bestuur word. Hulle het baie uitgerig in die sin dat hulle al die boorde kon uithaal. En dat daar op huidiglik geen boord vervang is nie, geen wingerd vervang is nie. So ek kan sê negatief het hulle baie uitgerig. Groente word nie meer verbou nie. Die narkiebome wat nog nie uitgehaal is nie, dra net baba vruggies. Die groot pakstoor word verhuur aan 'n boer wat dit in seisoen gebruik. Vir die voormalige voorsitter van die trust is dit 'n oog en 'n hartseer. Ek kan nie verstaan dat daardie tyd die privaat eienaar het die plaas winsgewend bestuur. En vandag is dit iets anders. Hierdie iets anders verduidelik Casidra aan hand van 'n klein begroting wat hy ontvang van die Departement van Openbare Werke. So as daar boorde uitgehaal is, dan is dit omdat die goed nie meer ekonomies is nie. Kultivars nie meer uitvoerbaar is nie, want die bome het verouderd begin raak ook. So dis almal bedryfsbesluite wat geneem is. Die Gemeenskapstrust meen waterbronne in die omgewing is nie onder druk nie. Casidra verduidelik dat 'n waterstudie in 1992 bevind het dat 186 hektaar op Amalienstein besproei kon word. Verlede jaar het dieselfde studie bevind dat net nog 80 hektaar besproei kan word, en dit weens twee redes. Eerstens is ontwikkelings wat hoër op in die rivier plaasgevind het deur ander grondeienaars, en tweedens die geweldige uitbreiding van die dorp, 'n groot gedeelte van die water ook gebruik huidiglik. En soos produksie op Amalienstein gekrimp het, het baie mense hulle werk verloor. Tans neem Casidra nog sowat 38 van Zoar se sowat 4000 inwoners in diens. Rachel Engelbrecht het tot 2007 elke jaar vrugte gepluk. Dan net sy seisoentye, dan is daar altyd daarom iets op die tafel vir die kinders om te eet, ons om iets te koop of so. Dat was altyd gereeld geweest, maar nou is daar nie nou meer. Die Gemeenskapstrust is bitter dat die inwoners van Zoar, aan wie Amalienstein volgens hulle behoort, nie deel in die winste van die plaas nie. Casidra meen hy is nie verplig om winste te deel met mense wie hy as bure beskou nie. Casidra het wel onder meer 'n gastehuis en rekenaarsentrum op die plaas gevestig. 2 hektaar saadeie is tans onder besproeiing. En die opsie wat Casidra in 2010 as mees lewensvatbare vir die toekoms van Amalienstein gekies het, blyk vrugte af te werp. We started with the process of expanding the dairy site. When we started in 2010, I think we had about 103 cattle thereabout, and to date there's about 189 cattle, and of which 145 is in milk as we speak. Op Amalienstein is dit amper nog net die historiese sendingkerk wat is soos dit was, Sondag na Sondag. Die kabinet moet binnekort besluit oor 'n voorgestelde besigheidsplan vir die plaas wat heelwat geld behels. En 'n indringende ondersoek van ou dokumente in regeringsargiewe behoort in die volgende maande lig te werp op wie nou regtig baas en wie Klaas is van Amalienstein. Net hierna, formidabele vroue wat 'n groot verskil maak, bly ingeskakel.
Welkom terug by Fokus. Vroue is vandag nie net huisvroue of kantoorwerkers nie. In ons samelewing doen vroue bykans elke soort werk wat tradisioneel deur mans oorheers was. Hulle is skeepskapteins, hawelootse, vlieëniers, ingenieurs en ook brandbestryders. Spesialistregisseur Keith Suster en kameraman Eddie Stemmet het by die brandweerstasie op Bellville in die Kaap 'n draai gaan maak en toe die storie saamgestel. Het jy gewonder wie die bemanning op die rooi brandweerwaans is as hulle met loeiende sirenes deur die strate jaag? Wel in baie gevalle is van die bemanning vroue. Soos jy weet, speel die brandweer 'n baie belangrike rol in ons gemeenskap. En so oor die afgelope 5 tot 10 jaar het vroue ook 'n rol in hierdie industrie begin speel. En vandag ontmoet ons 2 van die vroue by die brandweerstasie hier in Bellville. Sir. All present correct, sir. Mission 100 is correct. Whiskey 13 will be Mr. Ben Williams and Romeo 11 will be Mr. Fick and Kinnear. Yes, sir. Let's work together. Correct. Attention. Good. Dismiss. Good. Hulle is 2 van die vroulike brandbestryders wat tans in die Kaapse Metro Brandweerdiens werksaam is. Liesel Williams is 'n senior brandbestryder met 7 jaar diens. Vir Liesel is die brandweer 'n uitdaging en sy geniet haar werk elke dag. Al is dit gevaarlik. Haar kollega Shimonay Cronje het kort na skool met die brandweerdiens te doen gekry en die gogga het bly byt. How do you see yourself fitting in as a female in this kind of environment? It's not easy being a woman in a men's environment. But if you put your mind and soul to what you're doing, you can do it. In the beginning, as a woman, it was difficult because you must rise above the situation. So if men see that you are capable of doing what they can do, they respect you at the end of the day, and they will help you all the way. Is it important for you to be delivering a service to your community? And when you're out there at fires, do you find that sometimes people, when you take your helmet off and they realize that it's not a man, what is the response of the community then? The response of the community is that when they come to you, they walk towards you and say, "Oh, you're a lady," then it lets you feel good because they don't expect a lady taking off a helmet. But once they ask you, "Oh, you're a lady," and then you say, "Yes, we can do," because the small things that you do, we all can do small things, but when we do it with love, we can do anything. Om 'n brandbestryder te wees verg uithou vermoë en durf. In baie gevalle is die volle bemanning op 'n brandweerwa net vroue. Brandbestryders moet altyd op hul tone bly en operasionele oefeninge soos om lede teen 'n gebou op te sit is belangrik. When I finished matric, I started in the fire service as a seasonal firefighter. I had no real goal to go further in the service, but after my first big fire call, I was hooked, and then I knew this is what I wanted to do for the rest of my life. What about that fire call hooked you? It was a vegetation fire on the corners of Stock Road, and it was a huge vegetation fire for me as a newcomer to the fire service. From that moment, after that call, it was about 7 hours long. Yes, 7 hours long, and after that, my hair was full of smoke, everything was full of ash and things like that, and I just loved being outside fighting the fire. And when I first started as a firefighter, it was very hard, to be honest with you. From that point, I decided I'm going to show the men that the females can also coexist in the fire department. From that point, I worked hard to get the respect from the male firefighters. And after about 2 years, I gained their respect fully. And from that time, we have been one team. Om lewens en mense se eiendom te red, sit nie enige mens se broek nie. Brandbestryders is baie afhanklik van die toerusting wat hulle gebruik om hul werk te doen. En juist daarom moet die toerusting op 'n daaglikse basis getoets en nagesien word.
So there's no you do that because you're female and they do that because they're male. It's everybody does everything. Yes, everybody does their own share, exactly the same. No favoritism towards females or males in any aspect of the job. A female can do the man's job and a man can do the female's job. In this job, you cannot overcome your fear. Like I said earlier on, it's a challenge. You don't know if it's a building a light. You don't know if it's a big fire. So my will to help others is stronger than my fear. So die volgende keer as jy 'n brandweerwa deur die strate sien jaag, weet dat die bemanning op daardie voertuig dalk iemand se mammie kan wees. Vroue kan ook die broek, stewels en die valhelm dra. Net hierna ontmoet ons nog 'n suksesvolle en doelgerigte vrou. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Bronwyn Jones, direkteur van Children of Fire in Johannesburg, se toewyding en dryfkrag bring hoop vir talle brandslagoffers. Oor die jare het sy navorsing en gevalle studies met die nodige kennis opgedoen in 'n poging om die kinders te help. Baie van die jongspan is vandag selfstandig en het van hul grootste vrese oorkom. Van die beeldmateriaal kan sensitiewe kykers ontstel. Hier is fokusregisseur Jolien Phyllis en Sibosiso Mqendane se verslag. When we started, it was pretty well a life and death emergency for Dora Mokoena, the first child, who had lost her eyelids, nose, lips, fingers in a fire. She's burned on the chest and also had a big hole in the skull. Because children with 4th degree burns, their bone is actually reabsorbed. And at that stage, I had no clue what I was doing. While I have a scientific background, it wasn't a medical background. So it was a lot of reading and talking and trying to save that little girl's eyesight or to prevent her eyes being removed, which was her plight in the state system in South Africa. Vir die afgelope 17 jaar is Bronwyn Jones 'n aktivis vir Dora Mokoena en vele ander jong mense wat te brand oorleef het. Sy is bekend vir haar onortodokse houding. Dikwels beland sy in die moeilikheid met nasionaal en internasionale dokters omdat sy een doel voor oë het en dit is om vir hierdie kinders die beste mediese behandeling te kry. Bronwyn vertel van die brandslagoffers se daaglikse uitdagings. 1 in 3 of the severe burns are intentional. So we've had children here, little Seso, he had burning oil put over his head and his groin by 2 boys aged 10 and 11 who were intent on murdering him. And to go along his psychological path was very difficult for everyone concerned. But other children where their very own parents have tried to murder them. How do you explain to any human being that someone else wanted to kill them? It's a very emotional path to go through. Bronwyn meen dit verg harde werk om die kinders op te bou sodat hulle die wêreld met alle mag kan aangryp. Hello. Here's a tissue expander. See, there's a balloon inside and then it gives her some more hair so that she can have hair at the back. So they giving her at the front so because she has no hair here. So they're gonna give her some. So it's gonna move and stretch here so that she can have hair. Hello. Hi. So you see this girl, her fingers are not straight. She got burned when 2010, and now her fingers are like this. They cannot go up, so they're gonna fix them so they can go straight like mine's. They become old hands at talking about what's happened to them. I think they get a curious pleasure out of if they have a tissue expander, this thing where the bubble is stretched on the head to make extra hair-bearing skin or to move it into position. They look at the general public who are going, ish, how, and can't understand that thing. And it amuses them.
because you see it so often. And yeah, so they have this great capacity of explaining their story. And I think Verleng and even his sort of brother Sizwe, who's overseas at the moment, they have this great sense of showmanship too. Elke kind se toestand is 'n leerskool vir haar en het haar kennis oor die jare verbreed. Vir die kinders beteken sy hoop. She paid for all my cheeks bandage I have done, and I thank her for that, because also I want to have hair when I grow up, and for helping me with my operations and fighting for us from the doctors. It's all very well having a Bill of Rights in South Africa, but what's written and what is actually true for the children are two very different things. So to fight every day is tough. It wears you down. But then we do succeed. We get children to walk who people said would never walk. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let a light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hide again. No more hiding who I wanna be. My kids, their faces tell a story, and they know that. They know they're doubly as interesting as people with faces that are symmetrical. Die slagting van Suider-Afrikaanse renosters duur genadeloos voort. Meeste van die renosterhorings word in die Kruger Wildtuin op Suid-Afrikaanse grondgebied gestroop. Maar waar kom die stropers vandaan? En hoekom is dit so moeilik om die slagting te voorkom? Spesialist-regisseur Danny Juffers het die bloedspoor gevolg en dit blyk of meeste van die paaie Mosambiek toe lei. Hier is 'n voorsmaakie van 'n eksklusiewe verslag wat volgende week hier op Fokus uitgesaai word. En dit is waaroor die slagting gaan. Renosterhoring soos die wat heidaglik op die swartmark sowat R700,000 per kilogram werd is. 10 jaar gelede is slegs 25 renosters gestroop. Verlede jaar byna 700. Maar om die bloedspoor na sy oorsprong te volg en agter die kap van die vernietigende byl te kom, is dit egter nodig om met 'n 4-trekvoertuig lang afstande na 'n landelike gebied in Mosambiek te reis, waar teenstropingseenhede 'n opdraande stryd voer en stropers soos konings leef. Dit was dan Fokus. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by FokusZA. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan, totsiens tot volgende Sondag aand. Geniet Vrouedag, eerskomende Vrydag en natuurlik die lang naweek van my, Lenet Francis, ons gaste in Seepunt en hier in Johannesburg. Dankie vir die saamluister en saam die Fokusspan ook natuurlik. Totsiens dan tot volgende Sondag aan. Hoop jy 'n aangename week wat voorlê.